woord uitkom, ons vra die Here se seën op die woord. Here, dankie vir die woord wat lewe skenk. Die woord is 'n twee-snede swaard van indring in die gees en die siel, die gedagtes van elke hart beoordeel vanaand, Here. Here, dankie die woord inspraak geen harte en die woord is so hamer wat rotse verbrysel en stukkend slaan, Here. Ons hart is nie verhard nie, die woordigheid nie. Ons hart is om te hoor wat die Gees sê. Dis dankie daarvoor, Vader, die woord ewig is, standvastig is, lewend is en kragtig is in ons vanaand, Here, om dit voor te bring deur die Gees wat U van ons verlang, Here. Werk in ons deur die Gees, Here. U sê dat die Vader doen die werke in ons deur die Gees in ons werk en daarom gaan ons 'n welbehae vir U hê, Here. Om werklik te weet ons kan die welbehae vir die Here hier in ons harte en in ons lewens, Vader, omdat U ons aanstel, Here, om die werke van die Here te demonstreer. Dankie daarvoor, Vader, vanaand, dat dit hier blywend is vanaand in ons harte en saad skiet, ontkiem en groei, Here, maar dit 30voudig, 60voudig, selfs 100voudige vrug voortbring, volgens die woord van die lewende God, in Jesus naam. Amen, loof die Here. Baie dankie, kom ons kyk na die woord. So bly by die woord van die Here, of gewoon oor die woord. Amen. Wonderlik om die woord te hoor en te verstaan wat die Gees sê. Halleluja. En ons weet dat die Here is in sy woord. Nou, God doen niks buiten sy woord nie. Alles wat hy doen hy volgens sy woord, en want hy is die woord wat vlees geword het. Nou, hy doen alles volgens sy woord, volgens sy standaard. Die Here se woord is 'n standaard waar ons lewens voor handhaaf en vestig. Nou, ons kan nie 'n ander standaard hê nie. Ons moet die standaard van die woord erken en daarop wandel. Kom ons kyk na die skrif vanaand en ek gaan 'n bietjie met julle praat oor vry van vrees en hoe jy autoriteit oor die duiwel kan neem in jou lewe. Jy moet jou autoriteit neem oor die duiwel. Want hy het vir jou autoriteit gegee. Hy sê ek gee vir jou die mag om slange en skorpioene te trap. Nou jy met die autoriteit neem, dis jou autoriteit. Halleluja. Dis sy autoriteit nie. Hy het klaar die autoriteit vir jou gegee deur die name in Christus, né? Jy het autoriteit vanaand. Sê vir jou naam, sê ek het autoriteit. Weet jy wat is autoriteit? Amen. Autoriteit beteken jy het gedelegeerde gesag om op te tree. Amen. As die Here sê jy kan, dan kan jy. As die Here sê jy gaan, dan gaan jy. Amen. En as die Here iets beloof, dan maak hy sy woord waar in jou lewe moet volbring. Dit is wat autoriteit is. Hy gee vir die mag, vermoë en alles wat daarmee saamgaan om die duiwel op sy plek te sit. Ons het bijvoorbeeld geleer oor die duiwel, sy mag is gestroop, hy het geen mag nie, hy het geen gesag nie, hy het gedelegeerde mag wat mense omgee deur sonde en deur die mag van dood en sonde. Nou, wat mense toelaat, daarin tree hy op. So sonde het nie mag oor jou nie, dood nie mag oor jou nie, en die autoriteit van die duiwel is klaar gebreek oor 'n kind van God wat bloed gewas is, lewensverryking, gevul is met die Gees van die Here, en daardeur het ek en jy triomferende mag en gesag oor die duiwel. Nou, kom ons kyk na die skrif vanaand saam in die woord 1 Johannes 4 vers 18. Daar is geen vrees in die liefde nie. Daar is geen vrees in die liefde nie. Nou, so wat is liefde? God se agape liefde. Hy praat van agape, goddelike, heersende liefde wat alles vervul in die univers. Dis God se liefde, né? So hy sê daar's geen vrees in liefde nie. Hy gaan verder en hy sê vir ons hier, maar die vermaakte liefde dryf die vrees buite. Vermaakte liefde dryf die vrees buite. So wat is vrees? Kom ons kyk hier, wat is vrees? Vrees is ongeloof of geloof in negatiewe goed. Nou, ongeloof in die woord van die Here, geloof in negatiewe goed. Vrees is die mag van Satan. En ek wil vir julle eintlik sê, vrees is Satan. Vrees is Satan. As hy uitgedryf word deur liefde, wie is liefde? God is liefde. Dan dryf liefde vrees uit. Vrees na buite. En wat sê die woord van die Here? Almal in die eindtyd, en wat die duiwel aanbid het en gevolg het, die dier gevolg het, gaan die poel van vuur en swaal gegooi word na, hulle gaan buitentoe gedryf word in ewige duisternis, hulle gaan geween wees en geters van tande, na. Die woord sê so. So, hulle word buitentoe gedryf in ewige duisternis. So hier sien ons vrees word buitentoe gedryf deur liefde. Want liefde is gelyk aan lig. Nou, dan kan nie duisternis wees in liefde nie. God is liefde, hy gee nie liefde nie, hy is liefde. As liefde moes gee, sy opgehou het. Nou, maar hy is liefde, sy substansie is liefde. Dis wie hy is. Hy gee nie liefde nie, dit vloeit hom uit die mond. Amen. Dis wat hy is. Verstaan ons dit? Hy gee nie liefde nie, hy is dit. Amen, dit is wat hy is. Hy is liefde. Pure, suiwer, 100%, 1000% liefde. Dis wie God is, nou. Hy is pure liefde. En dit is gelyk aan lig. Want as vrees uitgedryf word buitentoe, dan moet lig en liefde heers. Nou, so as ons liefde erken, is God erken. Want God is liefde. Vrees is die duiwel. Weet jy, die duiwel is bang vir alles? Want hy is vrees. Hy is vrees, hy is bang vir jou. Het jy geweet, hy bewe vir alles?
Hy bewe as 'n kar verby hom ry. Amen. Hy bewe as iets gebeur. Hy's vol vrees. Hy kan nie anders as sy bestaan is vrees, want hy ken die liefde nie. Want vermaakte liefde dryf vrees uit. Amen. God is liefde. Die duiwel is haat natuurlik, né? Hy is alles wat duisternis verteenwoordig. Met ander woorde, hy is vrees. Sy karakter natuur is vrees. So as jy vrees, is die duiwel besig met jou. In 'n sekere manier. Nou, as hy baie besig met jou gedagtes, jou emosies en jou wil, jou verstand, en hy wil altyd oorheersend wees deur sy vrees in jou lewe. En dan wil hy saad saai in jou hart, en hy kry dit baie maklik reg. Hy kom elke keer met dieselfde strategie, met dieselfde beginsels, met dieselfde meganismes kom na vore om vrees te skep in jou hart. Nou, en oomblik as jy vrees, is jy ongeloof. Dis nie so nie. So wat sê die woord vir julle? Vermaakte liefde dryf die vrees na buite. En as ons vermaakte liefde najaag, gaan ons nie vrees nie. Ons moet weier om vrees te hê, vreesagtig op te tree en vrees te bely en ons erkenning te gee aan vrees. Nou, moenie erkenning gee aan die duiwel deur vrees nie. Moenie hom toelaat om vrees te saai nie. Moenie spreek wat hy sê in jou midde nie. Amen. Moenie hom toelaat om 'n saad te saai in jou hart, om vrees te skep en bindings te bring en las op jou te gooi nie. Sê Here, ek is vol liefde want U het my eers lief gehad. Hy sê ons het hom lief omdat hy ons eers lief gehad het. Ons het hom lief nie met ons eie liefde eers nie, dis sy liefde in ons. Waarmee ons hom lief het. Halleluja. So dis nie ons liefde nie. Dis God se liefde wat hy as 'n saad ons harte stuur en sê ek stuur my liefde in jou sodat jy my kan lief hê. So die Here het jou eers lief gehad. Hy het jou kom uitsoek tussen al die mense en as jy die enigste persoon was op die aarde sou hy net vir jou kom sterf het. As Vicky die enigste persoon was op die aarde sou die Here net vir haar gekom het en vir haar kom sterf het. Nou, so geweldig was die prys gewees. God het ons eers lief gehad, daarom het ons hom lief. Dis nie ons eie liefde nie. Hoe kan ons oor die Here lief hê in ons eie bestaan? Ons kan nie. Ons moet deur die Gees hom lief hê. Deur die liefde hom lief hê. Nou, sy liefde in ons. En dis wat die Here sê. Daardie tipe liefde dryf vrees na buite. Daardie tipe liefde oorwin altyd duisternis en vrese. So dis wonderlik om te weet, die Here gee mag aan sy liefde in ons harte om vrees te oorwin. En as jy vrees soos is vir die Here, dan beteken dit jy's vol van sy liefde. Amen. En jy moet God natuurlik vrees in sy heiligdom in wie hy is. Want hy is groot en magtig, maar ons het 'n beginsel om lief te hê en erkenning te gee aan hom, om te loof en te prys en sy woord ter harte te neem. En daarin kom die liefde na vore in ons harte, dat ons vrees buite toe dryf en sê, vrees geen plek in my lewe nie. As iemand sê ek het God lief en sy broer haat en sy leenaar, want wie sy broer wat hy nie gesien het en nie lief het nie, hoe kan hy God lief het wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Nou, dis 'n gebod van die Here. Jy moet jou broeder lief hê in Jesus naam. Sê die woord van die Here vir ons. Amen. So kom ons kyk net vinnig in die woord van die Here verder. En as ons moet gaan gou vinnig na die boek van Matteus 4 toe. En as kyk na Matteus 4 vers 1, hoe ons die duiwel oorwin deur autoriteit. So sien nou die duiwel is vrees, God is liefde. God is vrede, God is liefde wat alles vervul, maar die duiwel is vrees aan die ander kant. En vrees gee plek vir die duiwel, altyd. Nou, so moenie vrees nie. Moenie angstig wees vanmôre nie. Werp die bekommernis op die Here want hy sorg vir jou. Nou, moenie beangstig wees en bekommerd wees oor dinge nie, want die duiwel is 'n skepper van vrees en angs. Sy karakter is vrees en angs. Nou, dis wie hy is. So kom ons kyk wat hier gebeur in Matteus 4 vers 1. Hy sê vir ons, toe is Jesus deur die Gees weggelei in die woestyn om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het hy naderhand honger geword. Eers na 40 dae het hy honger geword. Vir ons word die eerste dag honger as ons vas. Nou, na 40 dae word hy eers, want hy is deur die Gees gelei in die woestyn om te vas. Nou, daar's baie versoekings as 'n mens vas. Dan wil almal partytjies sy ewe skielik 'n koek voorsit, nou. Dan wil almal ewe skielik 'n fees hou as die oomblik as jy vas. Want prys die Here, jy vind dit ondervind dit ook so. Maar in die eerste plek sien ons hier, hy is deur die Gees gelei in die woestyn om versoek te word. Die Gees het nie versoek nie, maar is deur die Gees gelei om versoek te word. Interessant, dat die Gees hom lei om versoek te word. So uit 40 dae het hy gegaan sonder kos en hy het later honger geword en die versoek het hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brood moet word, maar antwoord sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Van elke woord. Van elke nieuwe woord wat die Here sal uiter en spreek.
Elke liewe woord in hierdie boek saamgevat, wat die Bybel genoem word. Elke liewe woord sal jy van lewe. So jy gaan nie van brood alleen lewe nie, maar elke liewe woord wat in die mond van die Here voortgaan, want sy woord is gees en lewe. Dit dra krag, dit dra substansie, autoriteit en lewe. Dit gee altyd lewe, né? So as jy die woord van die Here bestaan voer en in die woord lewe en in die woord elke dag kan kyk en dit lees en bepeins en daarop wandel en dit mediteer en dit jou sisteem in kry, dan leef jy op die woord van die Here. Die woord onderhou jou as 'n kind van die Here. En die Here kon, omdat hy die woord van God was, kon hy optree in die duiwel in die woestyn van die versoeking, kon hy vir die duiwel sê, daar staan geskrywe, nou, daar staan geskrywe. Omdat hy die woord is. En hy het gesê, ek weier my versoeking te aanvaar, want ek het autoriteit deur die woord van die Vader in my hart, en ek spreek teen die duiwel, enige versoeking wat kom na my toe, kan ek teenkant met die woord van die Here in my lewe. So as jy geen woord in jou lewe handhaaf en het nie, gaan jy nooit die versoekings opstaan nie. Jy gaan die versoekings oorheers in jou lewe nie. As jy nie woordgebonde en woordgefundeer is. So, wat beteken dit? Jy moet iewers in jou lewe 'n woordbasis hê. Jy moet 'n woordmens wees. Amen. So baie min van ons kry tyd in die woord. Ons is besig nou. En moenie veroordeel vir as jy by die woord uitkom in die dag nie. Baie mense veroordeel. Ek het die Bybel gelees vandag die les veroordeel. Maar dis hoekom dit so belangrik is om die woord ter harte te neem, dat die woord hier binne in jou wandel, né? Dat as jy Psalm 23 ken en jy die woord gevat vir die dag nie en het jy op daagse brood opgetel nie, kan jy net ry en Psalm 23 mediteer en sê die Here is my herder, niks aan my kort kom nie. Halleluja, laat my neer in groewe velde. Hy lei my 'n spoor van geregtigheid op sy naam ontwil in groewe velde en dan begin jy die woord mediteer, jou sisteem op te bou en jy onthou die woord en daarom is dit belangrik om die woord te onthou en die woord te bepeins en die woord te oordink en die woord te memoriseer as jy kan. Want dit ewe skielik ontplof dit binne in jou as versoekings kom en jy weet Dawid skryf in Psalm 119, Here, ek sal die woord in my hart bewaar sodat ek nie teen U moet sondig nie. Die beginsel is om die versoekings te staan, beteken jy moet die woord in jou hart bære, die woord in jou hart ontvang en die woord huisves in jou. Nou, ek kapsule van die woord lees. En dis die beginsel van dit, wat die woord sy geestelike krag gee, is wanneer jy dit in jouself dra, in jou gees dra. Daar is geen krag in die woord, behalwe as iemand dit spreek nie. As iemand dit van die binne af spreek nie, en dit word lewend in jou mond, dan is die woord eers kragtig, né? Want baie mense van die woord, en lees 'n paar dinge, 1 Korintiërs 14, en hulle gaan sien toe, ons kan in tale praat, dis nie vir my nie, ek moet skeer dit maar uit. Nou, daai gedeelte vir my nie, ek weet nie van tale praat nie, dis vir ander ouens, dis nie vir my nie, dis nie meer vir vandag nie. En jy hoor dit baie keer kerk wat mense preek, nou. So oor tale praat is nie vandag nie. Dis so iets wat gebeur die daai tyd, dis nie vir my vandag nie. Ag, kom ons keer hierdie gedeelte maar die Bybel uit. Kom ons vrom hom op in my sak. Was jy nou by 'n preek, by 'n diens gewees, waar 'n ou opgestaan het en letterlik het gedoen het. Vir 4000 mense. Hy vat die skrif en hy sê, 1 Korintiërs 14, julle glo mos nie aan nie, kom ons keer dit uit. Kom ons gaan na hand op siekes lê, Markus 16. Nou kom ons keer dit uit, julle glo mos nie aan nie. Vrom wat opgooi aan een kant. En ek loop so hemp op, hy sê, en hy sê, maar, ek loop so hemp op, sê, die hare wat uitpeel. En hy sê, die woord moet hier iewers lewe, hier in jou gees iewers, in jou hart. Baie kontroversiële prediker gewees. Maar op die einde van die dag het hy 'n stukkie Koran in die Bybel gesit, gelukkig, gelyk of hy het skeer. Amen. Net die mense bietjie skrik te maak. Halleluja. Maar dis ons ter harte met neem, ons moet die duiwel oorwin met hierdie woord. Amen. Dis al ons die duiwel oorwin. Ons het geen gesag oor hom, geen autoriteit oor hom, tensy ons woordgebonde is nie. 'n Swaard van die gees ontdek en in die swaard van die gees ons bestaan voer en met die swaard van die gees stryd. Want onthou net, die woord is die enigste swaard, enigste wapen wat genoem word in die wapenuitrusting. Die res is beskermend, dit beskerm jou. Maar die swaard van die gees is iets wat aanval. Halleluja. Amen. So jy het 'n swaard in jou hand, maar baie mense loop met die skere, 'n swaard met 'n skere en wag dat iets moet gebeur. Hulle gebruik nooit hulle swaard nie. Hulle gebruik nie die swaarde nie. Die swaard is onaktief, die swaard word gebare, hulle weet nie die swaard aan te wend nie, hulle weet nie as versoekings kom wat met die swaard te maak nie, as dinge verkeerd gaan, wonder hulle, wat ek kan doen nou, maar hulle gaan nie woord doen en sê, so sê die woord van God nie, en neem die swaard op, en gebruik die swaard van God nie.
En daarom het hulle nederlaag en word hulle vernietig en sien hulle vernietiging op hulle land, op hulle kinders, in hulle huise en daarom die woord van die Here moet heers op jou in jou mond elke dag. As jy iets in plek uit ervaar, gebruik jy swaard. Amen. As er vestens kom en binnings kom teen jy, gebruik jy swaard. Bring lewe deur die swaard van die woord in jou lewe. Dis 'n lewende, kragtige, tweesnydende swaard wat indring in siel en gees en die gedagtes van die hart beoordeel. Nou, dit is 'n tweesnydende swaard wat lewe bring in jou lewe. Hierdie woord is lewegewend. As jy nie die woord het nie en nie die woord op jou lippe sit nie, het jy geen swaard om mee te veg nie. Dan is dit nutteloos en leweloos. Amen. Dan probeer jy 'n verlore stryd stry. Want jy moet 'n wapen hê om mee te stry. Amen. So ons weet dit ook in die woord, ons ken dit baie goed as 'n beginsel, maar ons kyk in Efesiërs 3 vers 18. En hy sê vir ons hier, die liefde van die Here, bietjie gekyk daarna vanoggend ook, maar kom ons kyk, hy sê, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges die volle te begryp, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Daarna gekyk vanoggend in detail. Nou, hoe die Here jou volmaak van homself en sy hele substansie van sy karakter se natuur in jou, omdat jy die volheid van die Here ervaar en ken, en die duiwel geen reg oor jou en geen mag in jou hart nie. Nou, jy word 'n magshebber oor die duisternis en die magte van duisternis. Weet jy, daar was 'n stadium toe Kenneth Hagin, Kenneth Hagin, hy staan en die Here Jesus verskyn hom in die diens, hy is met 'n groot diens besig, 'n lewensdiens. En die Here Jesus sê, dis kwaad vir hom. En hy vra, Here, kom is die kwaad vir my? En hy is bleek in die gesig, al die mense wat sit, sê hy is bleek in die gesig, maar hy sê nie 'n woord, hy praat in die gees van die Here. Sy lippe beweeg glad. En die Here staan langs hom en sê, Kenneth, hoekom het jy vir jou vrou gebid en niks reg gekry nie? Hoekom het jy jou hande op daai vrou, hoekom het jy jou hande op die vrou gesit en nooit die siekte laat gaan nie, of die siekte is nie opgelos nie? Die Here is kwaad vir hom. Die Here vir ons vir my, die Here is kwaad vir hom. Hy sê, Here, maar ek het hande op siekes lê, soos hy sê, hulle moet gesond word. Die Here sê, maar jy het nooit autoriteit oor die duiwel geneem nie. Jy het nooit gedelegeerde gesag uitgevoer oor die duisternis nie. Jy het nooit vir die duiwel bestraf en gesê, gaan uit in Jesus naam nie. Gees van infirmity, spirit of sickness and disease, go in Jesus' name. He didn't say that. And you have to address that spirit of infirmity. Hy was die gees van siekte aanspreek. Nou, en dat nooit gedoen nie. En dis vir my, Here sê ook vir ons, hoe tree jy op in die woord? Gebruik jy gedelegeerde autoriteit wanneer dit kom by sulke dinge. Wanneer jy sê familie kry swaar, bestraf jy die duiwel. As jy sien dinge is uit plek uit, begin jy beheer te vat in die gees en bestraf jy die duiwel bietjie en sê kom staan dan uit. Gees van stilstand en verwoes uit. Gees van vernietiging uit. Begin gedelegeerde autoriteit te neem oor jou gedagtes, jou familie. Weet jy, daar's baie mense wat na my toe kom in die week en dan wil hulle my sien. Mense van ander kerke, mense van nie kerke nie, hulle is nie eens gekerk nie, of geskool, of te aangeneem voorgestel, of deur rabynlisensies, of enigiets van daai aard nie, of gedoop, of enigiets nie, maar hulle ken nie die orde van die woord nie. Dit verbaas my baie keer hoe mense kom met leë oplossings, of met leë dinge, en nooit 'n oplossing kry vir hulle probleme nie. En ek staan baie keer verstom, en ek sê, Here, hierdie mense moet die autoriteit verstaan. Hulle weet waaroor die woord gaan, nou. En hoe die woord aangewend word, dan gaan die lewe verander. En dan kom mense by my veroordeel in hulle harte, diep veroordeel. Hulle weet nie hoe om uit veroordeling uit te stap nie. Hulle weet nie dat hulle harte hulle self aankla nie. Die duiwel is die aanklaer van die broers. Hy weet om mense aan te kla. Hy weet om jou skuldig te laat voel. Vir jare en jare lank. Nou, en baie mense voel skuldig, kom met kom met min of hulle kom met wat sê woord? Hulle eie waarde is gestroop by hulle. Hulle self-worth is stripped. They don't believe that God is good to them. They don't believe that God can heal them. They don't believe that God is a savior, even. Hulle weet nie. Hulle sê hulle bid, maar niks gebeur nie. En dan vra ek myself, het julle ooit die Here Jesus aangeneem? Hulle sê, ja, ons ken die Here. Maar hulle lewe getuig nie daarvan nie. Hulle ly nederlaag. Hulle sien geen oplossings nie. Nou, ja, ons is al jare in die kerk en ons het die Here aangeneem toe ek in hoërskool was en ek stap al die pad. My pa was 'n pastoor en ek kom uit 'n pastorie uit en maar as ek hulle kyk, is hulle lewens gewoontes.
Ja, ons almal se lewens raak chaoties bestaan. Maar dan moet jy beheer verhou, né? Jy moet weet om terug te kom in die orde van God. En dan praat ek met hulle, en hulle verstaan nie die woord, hulle verstaan nie die waarheid, en die waarheid maak 'n mens vry, en die waarheid maak jy vry. Niks anders maak jy vry, behalwe die waarheid nie. En die oomblik as ek die waarheid vir hulle verkondig, nie deur iets op te maak in die woord, dat hulle nooit verstaan het nie, word hulle vry. Hulle word vry, amen. So, die duiwel hou mense vas deur leuns en deur vrees. Leuns, hy is die vader van alle leuns. Nou, die waarheid maak mense vry, maar die leuns bind mense. En as ons die leuen bly voed in ons lewens en die leuen bly glo, gaan ons altyd gebind bly. Maar die oomblik as jy die waarheid ontdek van die woord en die waarheid wat die Here in jou ore fluister deur sy gees, die gees van die waarheid jou lewe betree, dan word jy vry. Dan word jy 'n vry nuwe skepsel en jy stap vry, jy lewe vry, jy spreek vry, jy aanbid vry. Baie mense dink ek mag nie my hande in die kerk of lig nie. Ek mag nie hande klap nie. Ek mag die Here loof en prys in tale nie. Weet dis dinge wat mense bewonder. En baie mense sukkel daarmee, né? Om dit te verstaan. Want dit is geestelik. Dit moet geestelik onderskei word en geestelik geëvalueer word. Ja, dis baie belangrik om dit te doen op daardie manier. Maar dit verbaas baie keer mense lank in 'n kerk sit en nog steeds gebind is. Nog steeds nie vryheid ken nie. Ek praat met 'n paar keer nou dag en hulle sit ooit 'n pastorie eis uit, weet en ek gaan nie name noem nie, maar sy kom 'n pastorie eis uit en sy is gebind. Gebind. Elke keer is daar godsdienstige goed verduidelik van die kansel af, maar soveel vrees gekondig van die kansel af, het daar begin bind. Soveel vrees na oor gefluister, oor die Here gaan jou straf, en die Here gaan dit nie doen, en die Here is kwaad vir jou, en die Here gaan jou veroordeel, en as jy dit doen nie, gaan die Here dit, en as jy dit doen nie, gaan die Here dat. Wettiese ordes. Dit het niks met die gees van vryheid uit te maak nie. Duiwelbewus sieltyd. So dis heeltyd duiwelbewus. Heeltyd. As iets verkeerd doen as 'n tiener, het 'n pa gesê as 'n pastoor, nee, die duiwel gaan jou kry. As jy kerk toe kom nie, die duiwel gaan jou kry. Weet, en gedreig met vrees. Vrees in kinders se harte gesaai. Maar wat in ons? Weet jy moet 'n liefde saai in hulle, wat hulle verlief raak op Jesus. As hulle verlief raak op Jesus, dan wil hulle kerk toe kom. Hulle wil graag die woord hoor. Hulle wil graag die Here ontdek wat liefde is. Dis vir die woord van die Here vir ons leer. Liefde dryf alles na buite, alle vrees na buite, né? So as liefde erken word, is liefde die vrymakende mag wat ons bevry. Vir godsdienstige oogklappe, né? En dis baie kere ek preek by AGS kerk so rukkie terug. Moes praat so 4 jaar terug. In Kriel AGS preek ek eendag. En baie mense, en ek preek 'n woord daai dag, wat ek sê, ek preek die woord van die Here wat op die oewer gestaan het en die gees ingespreek, water ingespreek het en mense vrygemaak het en die disippels het uiteindelik vis gevang. Nou, want hy het gesê gegooi hulle net aan die regterkant van die boot uit, toe hulle op die vangs so groot, hulle nette begin skeer, sê die woord Markus 5. Hulle kom uit daai nette, hulle nette wou skeer. En toe die kerk oproep om te kom vir bediening, toe is almal voor. Die hele kerk is voor. 120 plus mense was daar gewees. Wat bediening nodig het, wat gebed nodig het. En ek dink myself, "Sjoe, hierdie is honger vir Here of honger vir Here of het nog nooit die waarheid gehoor in die kerk nie. Dat die Here wil vrymaak en genees nie." En die leer het dans gedoen vir hulle geestelike dans met vla. En pastoor, ek sê nie pastoor, ek soek die pastoor. Na omtrent 'n uur se bediening, daai aand het die Here 'n blinde oog laat sien. 'n vrou wat beroerte gehad aan die linkerkant heeltemal gesond gemaak. Die pastoor is nie daar nie. Ek dink myself, waar is die pastoor? Ek vra vir die ouderling, waar is die pastoor? Hy sê nie, hy is huis toe. Ek dink myself, my magtig, my wêreld, weet. Hierdie ouens soek 'n oplossing en hierdie ouens soek die waarheid om vrygemaak word, maar die pastoor is nêrens te vind nie. Wat verkondig hy vir die mense? Wat spreek hy vir die mense? Is dit lewe? Is dit lewegewend? Maak dit vry of bind dit mense? En ek kom toe agter wat ek mense deel een vir een. Almal is vol vrees, almal is vol angstigheid, maar hulle ken nie die liefde van die Vader.
Niemand weet die Vader hulle gesond maak nie. Niemand, ja, maar ek het gesondig, en ek het my man geskei, en ek het dit gedoen, en ek het dat gedoen, die Here wil my nie gesond maak nie. Ek sê, wat leuen is dit nie? Ons gaan nou daarmee deel, ek bid vir hulle, Here maak hulle vry, en ek en Helene bid vir hulle profetiese woorde gaan uit, Here bring eintlik 'n chaos, en hy bring al die chaos tot orde, maar die plek, nou, chaos vir die duiwel, daardie aand, blinde oë sien. Die vrou sien na 3 jaar, kon haar oog sien, sy het iets aan oog gekry, haar oog het blind geraak, na 3 jaar kan sy weer sien. Sy prys die Here, sy hartlik op en af, vry die Here, blinde oë sien. Dit is werklik, het gebeur nog steeds vandag. Amen. Beroerte aan een kant is heeltemal weg. Loof die Here daarvoor. Amen. Maar baie keer sit ons in bindings omdat ons vreesagtige goed hoor en vreesagtig raak in ons harte. Ons erken nie die Here is 'n God van liefde wat alle vrees uitdryf. Maar ook ons gebind nou. En ek vra vir myself 'n vraag baie kere, watter waarheid oor ons baie kere? Wat bepeins ons? Bepeins die woord van die Here? Kom ons by die Gees uit. Op bepeins ons leuns, bepeins ons vreesagtigheid. As die vreesagtigheid bepeins, is dit nie van die Here af nie. Amen. En ek gaan 'n bom dalk los vanaand hier. Miskien moet ek dit nie sê nie. Dis ook maar. Ek gaan 'n bom gooi. Kan ek 'n bom gooi? Kan ek dit doen? So, Here, jy moet my help. Dankie Vader, jy my help vanaand met die Here. Maar daai mense kom na my toe. Hoor jy, ek het 'n tattoo gekry. Ek het 'n tattoo op my lyf. Die Here like my nie. Die Here is kwaad vir my, oor my tattoo. Here, ek het 'n tattoo. En die paar keer wat ek bedien het ons, die man sê vir my, die Here, ek so veroordeel, ek het tattoos, en ek weet, almal sê dis verkeerd, en die dominee sê dis verkeerd, pastoor sê dis verkeerd. Wat moet hy met 'n tattoo maak? Moet hom afskrob met 'n borsel? Wat hy vel bloei, wat moet hy doen? Dis baie diere met 'n tattoo af te maak. Amen. En ek sê vir hom, die Here, kyk jy nie 'n tattoo nie. Die Here is nie kwaad omdat jy 'n tattoo op jou liggaam het nie. En hy sê, wat? Ek sê, ja, die Here is nie kwaad oor 'n tattoo nie. Levitikus sê die woord van die Here, gaan lees die konteks, dit is Levitikus 19. Die Here sê, moenie merke op jou liggaam aanbring, wat jou herinner aan die dooies nie. Dis 'n tattoo. né? Maar hy praat in die konteks van dooies. Ek sê nie maar jy gaan tattoos kry nie, halleluja, nie sê pastoor Martin sê maar tattoos staan nie. Maar wat moet die ou maak? Ek bedoel, hy sê hell's angel, nou sê hy heaven's angel, jy was skielik, hy kom by Jesus uit, hy sê heaven's angel, en wat gebeur nou? Wat gebeur nou met daai ou? Hy kom veroordelend in sy lewe, hy loop al die jare met veroordeling in sy hart, ek het 'n tattoo, sjoe, as iemand dit ding sien, gaan hy veroordeel. En dis 'n ongelukkige ding, want ons baie keer in vasvang deur vrees en angstighede, nou. En daai waar jy vas deur veroordeling, jy het 'n tattoo, heeltyd in jou lewe, as jy bid, jy het 'n tattoo, onthou? Jy mag die Here so bid, jy het 'n tattoo. En ek sê altyd vir hierdie ding, het jy geweet die Here het jou naam in sy handpalm gegraveer? Wat is dit? Hè? 'n tattoo. Sê ek die Here het 'n tattoo? Nee, hy het 'n merk. En die Here jou naam uitgegraveer op jou kop, het hy 'n naam vir jou gegee? 'n geheime naam in die gees? Het jy 'n merk op jou kop hiervoor? Jy het 'n geestelike merk op jou kop. Halleluja. Sê ek die Here het 'n tattoo? Ja. Hy het 'n gravering. Wat is anders as 'n tattoo? Amen. 'n tattoo is 'n gravering. Ek sê nie moet 'n tattoo gaan kry nie op jou liggaam nie, maar die Here het 'n geestelike merk op sy hand gegraveer van jou. Né? En dit laat mense baie keer struikel as ek dit vir hulle sê. Maar weet jy wat doen dit? Dit maak mense vry. Hierdie waarheid maak mense vry. En jong mense stap uit my studeerkamer uit en sê, "Sjoe, vir die eerste keer voel ek beter en ek voel verlig. Ek voel nie so beklem en veroordeel oor hierdie goed nie." Gaan lees dit in die konteks. Nou, Here sê, moenie merke van dooies op jou liggaam aanbring nie. Dat dit glad niks uit te waai met 'n kruis op jou skouder nie. Sjoe, dis eina. Dis eina, nou, dis met kerk dalk. Amen. Maar ek wil nie die waarheid verkondig. Halleluja, amen. Want die waarheid maak mense vry. Ja. Gaan die Here eendag in die hemel jou vat en sê, jy het 'n geraamte kop op jou rug aangebring.
en voor die my geken het, jy is nie welkom hier nie. Nooit. Nooit net, dat ek jong mense na die Here toe gelei in Middelburg, sataniste uit hulle uitgenaal het, tatoeëes aangebring op hulle liggame, hulle het sataniese oë op hulle hande gehad, die oog van Satan op hulle hande grafeer, en dan vat ek hulle nou af, nie kerks naam sê nie, jy weet ek wat, ek vat hulle na kerk toe, ek stap by die deur met hulle, dan sê hulle mense, wie is julle? Julle is nie welkom nie, jaag hulle weg, so jaag hulle hier so weg, want die Here sê vir ons, gaan uit in die hole, gaan uit in die strate, nooi almal wat verwerp was, wat nie welkom was nie, nooi hulle uit, en die bruiloft toe, die prostituie, al die mense in hole, nooi hulle uit, dat hulle kom. Die Here soek daai mense, om hulle vry te maak. En ons sit met bindings en vrese en dinge, en ons godsdienstig aangetas, met vreesagtige gedagtes, en met die Here mag nie, die Here sê, weet jy, die woord van die Here is nie oor reg en verkeerd nie. Dit gaan nie oor reg en verkeerd nie. Dit gaan oor dood en lewe. Boom van lewe, boom van kennis vergiftig word. Baie mense eet van die boom van kennis vergiftig kwaad, né? Hulle eet van die boom van kennis vergiftig kwaad, wat's reg, wat's verkeerd, wat's reg, wat's verkeerd. Maar hulle kom nooit by die boom van lewe uit, wat Jesus is, by waarheid te hoor, want die waarheid maak jou vry. Amen. Ek het hierdie goed al baie verder gesê in die kerk. Maar ek dink dit is tyd dat ons dit weer ontdek. Wat is waarheid, wat is leuen? Want weet jy, as ons kyk na die woord van die Here hier, in die laaste gedeelte, kom ek verduidelik vir julle, 1 Petrus 5:6. Hy sê, verneder julle dan onder die magtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Hy gaan verder en hy sê vir ons, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel loop rond so brullende leeu, en soek hy kan verslind. Die woord daar beteken, hy soek iemand wat weggelok kan word, en alleen gekry kan word, en verslind kan word, en heeltemal verorber kan word. Dis wat die woord daar vir ons sê. Nou, hy soek iemand wat net wegkom van die res af, dat hy jou alleen kan kry, jou kan verslind. Hy soek iemand net om een kant te kry, waar niemand vir jou omgee nie, waar hy voel, hy kan jou isoleer met leuns, waar hy voel, Shuma, jy glo 'n leuen, en daarom kan ek jou een kant toe vat, en jou heeltemal verslind en verorber. Hy soek sulke mense, wat blootgestel word aan enige gedagtes, wat jou buite toe dryf van die koninkryk af. So die Here sê, liefde dryf vrees na buite, maar hy dryf ook mense weg van die koninkryk af. Ons praat vanoggend oor, hoe mense nie na die Here toe wil keer nie, want weet jy, daar's 'n sluier op hulle oor. Die woord sê, die God van die wêreld verblind hulle, dat hulle die lig van God nie kan sien nie. Die God van die wêreld verblind hulle. So dis nie die Here wat hulle verblind nie, is die duiwel wat hulle verblind en 'n sluier oor hulle oë sit. Nou, so is ek en jy gereed om die waarheid te ontvang en die waarheid te hoor en daarin te wandel. Weet jy, dis wat mense vry maak. Hy sê, hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weer met dieselfde leiding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Hy sê, mag die God vir alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Hy gaan julle volmaak, vestig, grondves, versterk. Halleluja. En dis wonderlik om te weet, die Here doen al daardie dinge in ons lewens, né? Maar kyk wat sê hy. Hy sê die duiwel loop rond. Nie die demone nie, die duiwel. Die duiwel homself. Die bevelvoerder vir die demone. Die duiwel loop rond om te kyk wie kan hy verslind, die duiwel. So hy stuur sy demone daarop uit, maar hy self sê die woord van die Here, weerstaan hom. Weerstaan jy die duiwel? Weerstaan jy met jou autoriteit die duiwel vanaand? En sê ek weier om 'n leuen te glo. Ek kies die waarheid, die vrymaking van die evangelie van Christus Jesus. Ja, ek sê nie vir mense gaan sit tatoeëes op julle skouers, op julle liggame nie. Maar wat ek wel sê is, moenie veroordeel voel as jy een het nie. Want die Here kyk hier daarna. Die Here, weet jy die Here gaan nou ou veroordeel oor dit nie. Sy bloed is genoeg gewees om ou te vergewe. Sy bloed is genoeg om ou skoon te was, né? Nou kom ons baie keer met oogklap op godsdienstigheid en dink jy die Here is kwaad vir hierdie ou en die Here gaan hierdie ou veroordeel en die Here gaan bestraf vir ewig. Nee. Die Here kom juis en sê, as jy my soek, gaan jy my vind. As jy uitroep na my toe, gaan ek jou verhoor en ek gaan kom en ek gaan eer aan jou gee. Die woord van die Here leer vir ons dit, né? Elke mens wat uitroep na hom toe, sal gered word, né?
Elke mens wat vra na die evangelie en na die redding van die Here, gaan hy vergewe en vryspreek. Die grootste satanus, die grootste dwelmverslaafde, die grootste persoon wat in 'n binding is vanaand. Maar weet jy wat se geheim? Om mense verlief te kry op die Here. Mense verlief te laat raak op die Here. Nou, maar baie kere is ons in 'n plek waar ons nie ag gee op die woord en die woord nie ken nie, en die woord se vrymaking nie ken nie, die krag van die evangelie nie ken nie. En mense raak gebind deur die waarheid kanstig, die waarheid wat alleen is, nou wat vrees bring in harte en wat nie liefde preek nie en God se vergifnis preek nie en genade preek nie en God se genade wat uitstort en ervaar op hulle lewens nie. Ek is vry, ek dien die Here. Maar as ek met hulle praat, is hulle regtig vry. Dis hoekom daar geen veroordeling is vir die wat in Christus is nie. Amen, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. As die ouens lyk met tattoos, met oorbelle, met lang hare en met baarde, wat ook al die geval mag wees, nou, daardie ouens het Jesus nodig. Ons kan nie sê, jy verdien nie die koninkryk, want jy het 'n tattoo nie, of jy het 'n oorbel, of jy het 'n Harley Davidson baadjie aan, of jou hare lyk akelig, jy lyk so Johannes die Doper uit die veld uitgekom het en net, kom heel haar velle op jou, en spring van 'n poot wat uit jou mond uithang, amen, en heuning asem, halleluja, dis wat gelyk het, is 'n baie profeet gewees, amen. Hier kom Johannes die Doper, in die woestyn het, kom heel haar velle, waar is julle, kom ek doop julle, sê vir die klippe, wat die klippe lewendig word, hy was sy aardig gewees, gaan met 40 dae in die woestyn, geen woord van God af nie, hier kom hy met 'n woord van vrymaking, en hy lyk akelig, hy ryk ook akelig, amen, maar hy kom en verkondig 'n woord van God, en mense aanvaar hom nie, Jesus kom en hy sê, die seun van die mens geen plek om sy kop neer te lê nie, nou, Jakkals het gate en vols het neste, maar ek het nie 'n plek om my kop neer te lê nie, en ek dink baie mense het omgekyk en gesê, sjoe, dink jy die Here sou mooi netjies skoon Here gekom het vanaand as hy nog op die aarde was? Hy het in die veld geslaap met sy wit kleed. Wat 'n kleed ook aangehad het. Dalk het 'n bruin kleed aangehad. Ons weet nie. Maar sy klere was dalk nie altyd skoon nie. Nou, hy het definitief 'n baard gehad, hy het lang hare gehad. Amen. Hoe sal ons vandag optree in sulke mense wat hier instap? Ek onthou, daar was 'n vriend van my gewees in Hatfield Christian Church. Wie ken Hatfield toe? Jy ken dit nou. En bestaan toe kom daar, was nou lank terug, kom daar 'n persoon en hy praat met iets en hy sê vir my vriend, hy sê uit hierdie kerk, jy mag nie hier wees nie. Maar hy het 'n oorbel gehad. Ek onthou daai tyd, hy het 'n oorbel gehad. Hy sê jy mag nie hier wees nie. Hy jaag hom uit. En hy sê toe hy buite kom, en hy het vir 'n pastoor geswat actually. En hy is nog 'n pastoor. En hy kom buite en hy staan buite die deur en hy sê ewe skielik verskyn of kom daar iemand langs hom staan met 'n wit T-shirt en 'n jean met 'n baard en lang hare. En die persoon vra vir hom, wat soek jy buite? Hy sê die kerk kom my nie toelaat nie. Hulle sê ek lyk nie goed genoeg vir hulle nie. En my familie het daar bid op 'n stadium, my broers en almal weet ek voor in die kerk, ek weet die kerk is baie solid en baie awesome. Maar op daai stadium was daar iemand wat nie lekker was nie, wat nie gespreek het. En hy staan by die persoon sê vir hom, toe maar ek is Jesus, wil my ook nie binne toelaat nie. Omdat hulle mense soos jy veroordeel. Dis die woorde wat die Here vir hom gesê het. En dis interessant. En die Here wil net vrymaking bring in ons harte. Hy wil vrymaak, hy wil vergewe, hy wil mense na hom toe lei deur sy groot tierenheid. Wat sê die woord? Die groot tierenheid van God lei mense tot bekering. Nie die vraag van God, hoe God jou gaan straf, hoe God jou gaan die vuur werp eendag, jy gaan die helse vuur brand, en die Here gaan op jou neerkom, weerstrale, en doom en gloom, en allerlei goed nie, veroordeling nie. Wie het baie keer doom en gloom gehoor, van die kansel af? Ek het, toe ek klein was. So al die dominee kon sê altyd, Here gaan help toe, draai, halleluja. Amen, en ons wil net draai. Ons braai ons wil net draai. Halleluja, ons wil net regte pad stap. Ons braai ons. As jy vanaand doodgaan en jy gaan huis toe, en die 9 ton trok ry oor jou, wat gaan jy vir die Here sê eendag?
So Here, en dan kyk ek eers wanneer jy getrokke is, ek vir by die huis instap. Amen. Ek het altyd gekyk op voor actually. En baie van vrees gewees. Van vrees en angs, die Here gaan my nou kry, die Here gaan, wat gaan gebeur met my? Amen. Maar ons moet regtig by 'n punt uitkom as die Here aanbid en loof en prys vir vryheid. En om eer. En regtig vry is as kinders van die Here om die Here te aanbid. Ek wil net graag hierdie vir julle wys. Hy sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n brullende leeu nie, hy loop rond soos een. Hy is nie 'n brullende leeu nie. Hy het nie tande nie, hy kan nie byt nie. Amen. Al is hy 'n leeu, hy het nie tande nie. Jesus is die leeu van Juda. Hy is 'n leeu. Maar hy probeer 'n leeu wees. Maar hy is mislei, hy kan nie 'n leeu wees nie. Hy kom as 'n engel van die lig. Hy wil die lig wees, maar hy kan nie die lig wees nie. Nou, hy probeer dit wees, maar hy kan nie. Dis onmoontlik vir hom. Daarom moet hy jok. Hy is die vader van alle leuns. Hy moet jok om jou te mislei. Wie ervaar dit vanaand? Die Here moet ons vrymaak. Amen. Want ek weet nie die Here wil vrymaak. Baie kere die grootste probleem is 'n godsdienstige mentaliteit wat ons baie keer vashou. Ons kan nie, want anders gaan die Here dit. En kom ons wees vry. Weet jy wat sê die Here? As jy julle tradisies en die woord oneffektief gemaak. Julle tradisies van mense maak die woord oneffektief in julle lewens. Dis al wat die woord oneffektief maak. Tradisies van mense. Die duiwel kan nie die woord oneffektief maak nie, want as dit spreek teen hom vlug hy. As jy liefde het, vir die duisternis en vrees na buite. Wat maak die woord oneffektief? Mensgemaakte reëls, tradisies, meganismes en rituele. So mag ons vry wees vanaand. Ek weet die Here wil vryheid bring in ons harte vanaand. So kom ons wees grondves, volmaak, versterk en bevestig die Here. Amen vanaand in Jesus naam. En met hierdie woord gaan ons afsluit. Ek wil net graag hierdie gelees het vir julle. Ek vermaan julle dan broers, by die ontferme van God julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Wy jouself as 'n offer in die Here elke dag. Dat jy kan vry wees. Wy jou gedagtes, jou emosies, jou wil, jou verstand, jou gees aan die Here elke dag. Elke dag kom by die Here, sê Here, ek verbeel my ek's by 'n altaar wat letterlik gebou is en ek gaan lê myself op die altaar neer. Dis wat hy sê hier eintlik, as 'n lewende offer. Ja. En ek sê Here, hier is ek. My gees, my denke, my emosies, my wil, my liggaam, Here, ek lê dit neer as 'n lewende offer, Here, neem die Heer. Ek is U onderdanig. Ek is U onderdanig, Here, en ek wil U gehoorsaam. En dit is wat ek voor die Here bring elke dag. Sê Here, ek wil 'n lewende offer wees vir hierdie wêreld. Nie 'n dooie offer nie, 'n lewende offer. Diere neem net 'n lewende offer aan. Nou, hulle het 5 offers gehad. Hulle het die skaapbout letterlik gevat en 'n wyfoffer vir die Here gebring, die blad vir die Here gewaai. Dis 'n wyfoffer, 'n lewende offer vir God gewees. Aanneemlike offer, die rook wat opgegaan het vir die Here. Nou, jy is 'n lewende welgevallige offer vir die Here. As ons praat oor welgevalligheid. Nou, jy's 'n lewende welgevallige offer vir die Here. Hy gaan Vader, jy word in hierdie wêreld gelykvormig nie, word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God is. Weet die welgevallige wil van die Here, né? Hy het 'n welbehae aan jou. Hy het 'n welgevallige wil vir jou. So sê Here, ek is 'n lewende offer vanaand, bevestig my, grondves my, versterk my, volmaak my. Die 4 dinge. Gaan ons vra vir die Here. Amen. Loof die Here. Halleluja. So wie's vry vanaand? Wie's vry? Amen. Loof die Here. Dis lekker om vry te wees. Dis lekker om die Here te loof, ja. En weet jy, daar's baie mense, die mense gesê het ook hierdie week, weet hulle voel so, hy sê die eerste keer hoor ek die waarheid en ek voel vry. Hy stap en hy sê ek voel so lig. Ek voel so vry. Ek sê dis al wat die Here wil doen, hy wil jou vry maak. Dit vat nie baie om vry te kom nie. Hoor net die waarheid, jy glo die waarheid, jy stap in die waarheid. Halleluja. Ek wil nie lank preek nie, as iemand by 'n venster wil sit, dan is hy al uitval soos Petrus gepreek het, is hy gaan opwek onder die dood uit. En dan jy weer verder preek, soos 12 ure lank. Nou, ons nie vanaand so baie lank preek nie, maar dis hoe hulle gepreek het na die jare. Amen. En toe hulle eers nagmaal, eers gesê ons eers hulle wou nagmaal hou. Toe val hy die venster uit, sê die woord, en toe tel hom vir dood op, en toe maak hom lewendig, gaan aan met die preek, die volgende oggend 6 uur, toe hy eers nagmaal. Amen, so gaan ons dit doen vanaand. Amen. Hulle het nie gehoor oor slaap nie. Hulle het 'n koninkryk milieu gehad, hulle het vryheid gehad, hulle het gehad. Amen. Hulle het gehoor oor ou in die slaap raak nie, hulle het gepreek.
So dit is nie 'n boring preek ook geweest, maar dit is seker 'n langdradige preek geweest. Amen. Loof die Here. So kom ons kom vir die Here en sê Here, hierdie 4 dinge in my lewe vanaand geld. Ek wil vry wees, ek wil vermaakte wil erken, wil gevallige wil van God erken. Ek wil werklik Here vermaak word, bevestig word, versterk word, gegrondves word. Dis 'n woordelike gebed om te bid vir Here. Grondves my Here. Plant my Here. Vestig my Here. Wat niks my kan skud nie. Here, maak my volmaak. Volmaak. Hoe kan jy volmaak word? Jy kan volmaak word deur liefde te ken. Liefde maak jou volmaak in God. Liefde van God maak jou volmaak. En bevestig my, bevestig my. As niemand my bevestig nie, niemand erkenning aan my gee nie, die Here sê ek bevestig jou. Ek gee jou erkenning. Ek erken jou. Amen. Loof die Here. Die Here erken jou by die werk hierdie week. Hy erken jou in jou doen later. Hy erken jou kinders by die skool. Hy erken jou familie. Hy erken jou kinders. Hy erken jou kleinkinders.